Goeienaand en welkom so van my kant af. Dit is so lekker om almal te sien en ek dink weer eens wanneer jy die geleentheid kry om 'n boodskap te kan deel as 'n predikant en as 'n prediker, het jy altyd hierdie verwagting al voor. Jesus, ek kan nie wag om hierdie met mense te deel nie. So hierdie aand is geen anders nie. Hierdie aand is een van daai aande wat ek kan nie wag om te deel wat ek beleef het toe ek so 'n bietjie tyd spandeer het rondom my voorbereiding nie. Maar ja, dit is moeilik want as jy dit elke keer sê dan dink jy, ag ja, sure. Maar dit is net my oortuiging. Ek is so opgewonde oor wat die Here wil deel met elkeen van ons. En rondom die reeks waar ek natuurlik so opgewonde is, maar ek wil eintlik die reeks afskop deur 'n vraag vir jou te vra. En hierdie vraag weer eens is 'n vraag wat jy na 'n plek toe moet vat wat jy net so klein bietjie dink. Dis jou op jou eie. Dalk miskien kan jy help vir die persoon langs jou. Jy's meer as welkom om so klein bietjie net so vinnig iets te noem en te sê. Maar jy het ooit iets gesoek, maar jy het iets gekry wat jy nodig het in plaas van wat jy gesoek het. Dis nou ja, so middel Oktober. My vrou verjaar Woensdag. En ek weet nie of sy weet nie, maar sy gaan kry wat sy nodig het. En nie noodwendig wat sy wil hê nie. Want wat sy soek, het ek nie nou die budget voor nie, maar wat sy nodig het, dalk is 'n paar kouse wat nie gaatjies het by die tone nie. So dis 'n goeie begin. Kersfees is om die draai vir die wat nog nie beplan het nie. Ek sien Crazy Store het al Kerssteker opgesit, dis mal. Ek sê vir Tommy, miskien moet ons reeks begin Kersfees in November en ek dink ons het die reeks vasgemaak. Ek dink die volgende reeks se naam is Kersfees in November. So ons sien uit daarna net na die aanbiddingsaand. Maar met hierdie het jy al ooit iets soos dit gekry? Nou net om jou gedagtes so klein bietjie te laat gaan, miskien wou jy graag chocolates gehad het en iemand het vir jou ja net so oulike stuk, ek weet nie wat se sjokolade jy van nou nie, deesdae as ek nog as ek wil sê deesdae, eintlik van ek en my vrou ons dogtertjie verwag het. Ek het haar nie verwag, my vrou het haar verwag. Dit sou weird wees. Van een van die ja, is ek mal oor Topdeck. Topdeck is my gunsteling sjokolade. Ek love Topdeck. En ek het nooit van Topdeck gehou nie. So ek weet nie of ek cravings ontwikkel het nie. Maar baie keer dan sê ek soos ek's baie lus vir hierdie, maar dan kry ek die volgende. En ek weet nie of dit die geval is met jou nie. Ja. Hulle het nie die lekkerste groente op hierdie foto gesit nie. Daar is lekkerder groente, ek kan jou dit beloof. My skoonma, sy sal altyd sê maar vanaand gaan ons gesond eet, dan eet ons soos country crop. Ek weet nie of julle weet nie, is min of meer so tipe ietsie, maar dan melt. Wat gaan? Dan smelt sy 'n blok kaas en dan sê sy soos, kyk hoe lekker gesond. Dan sê ek soos ja, jy baie gesond vanaand. Miskien het jy dalk gevoel ek kort 'n nuwe foon of nie kort nie, ek soek graag een, ek soek 'n nuwe foon, ek soek 'n nuwe iPhone en jou ma het dalk besef wat jy meer nodig het en dit was dalk 'n foonkassie. Dit moet nogals nie nice wees om te ontvang nie. Wel, kom ek sê vir jou, as jy iPhone het, daar's 'n goeie kans dat jy hom vir 5 jaar gaan hou en Tommy sal nie saamstem nie. Maar miskien het jy gesoek, jy soek so graag iPhone, maar wat jy nodig het is 'n kassie want daar's niks fout met jou foon nie. Jy kort net 'n nuwe kassie. Nou een ding wat ek regtig voel ek soek is 'n Xbox. Ek soek so graag een. En kom ek sê vir julle, ek weet klaar wat ek gaan doen. Ek en Tommy gaan heeldag sit en te mekaar sokker speel. Dis wat ons gaan doen. Ek voel dis wat ek regtig baie graag soek. En ek het nou al vir my vrou dit gesê van Junie af. Klink regtig nie of dit besig is om te werk nie. Veral na Woensdag dink ek dit gaan glad nie werk nie. Maar miskien weet ek dat my vrou is nie die enigste met gaatjies in haar kous nie. So miskien weet ek eintlik kort is bad boys soos hierdie. Kersfees is om die draai, so ek weet vir my skoonma afboord ek so 'n paartjies te kry. So het jy ooit iets gesoek, maar dat jy iets gekry wat jy eintlik meer nodig het as wat jy gesoek het? Nou ons is besig met 'n reeks en ons skop hierdie reeks af. Te goed om te mis en daar's sekere goed in die lewe wat net te goed is om te mis. Dat as jy hierdie mis, dan mis jy 'n geleentheid om te groei, mis jy 'n geleentheid om iets te ervaar, iets mooi te sien in die lewe, by 'n plek uit te kom waar jy werklik lewe kan sien vir wat dit gemaak was om te wees. Nou die reeks te goed om te mis, gaan ons so klein bietjie klem lê op dalk nie die goed wat jy dink goed is nie, want as ons praat van te goed om te mis, die goed wat jy dalk kan dink is nie die goed waaraan ons altyd dink nie. En dis maklik om te sê moenie jou troudag mis nie, dis nie 'n dag wat jy moet mis nie. Moenie die dag wat jou kind gebore is mis nie, dis 'n dag wat jy daar moet wees.
Maar wanneer ons praat van die goed wat te goed is om te mis, gaan ons 'n klein bietjie na goed kyk wat jy dalk mag dink, daai is nie goed nie. Daai is nie noodwendig wat ek gedink het ek nodig het nie, en dis definitief nie iets wat ek soek nie. En een van daai goed wat nie eintlik so baie oor gepraat word nie, is pyn. Opgewondenheid is besig om oor te loop hier in die teater. Dankie vir almal se excitement rondom vanaand se boodskap. Sien so verskriklik uit. So die titel van die boodskap is, daar's 'n plan met jou pyn, en as ek daai woorde sê, mag jy dalk na die persoon langs jou kyk en sê, ons is in vir 'n verskriklike ene vanaand. Ek gaan eerlik met jou wees, dis een waarna ek baie uitsien, want toe ek dit besef vir die eerste keer, toe dink ek, wow, hierdie is iets wat so ongelooflik diep is, inspirerend is, en definitief my perspektief verander oor wat ek en jy werklik nodig het wanneer dit kom by die lewe. So, wie hierdie brief geskryf het, was Jakobus, en wie die openbaring ontvang het. En as jy nie 'n cooking clue het wie Jakobus is nie, is jy heeltemal okay. Want Jakobus was Jesus se broer gewees, en hy was die ou wat eintlik maar 'n brief geskryf het. Hy het baie naby aan Jesus geloop, en teenoor hy het saam met hom groot geword, en as jy ooit gewonder het hoe mens seker kan wees dat Jesus Christus is wie hy sê hy is, maar ek weet nie, as jy jou broer kan oortuig dat jy die seun van God is. Ek weet nie of jy dit al probeer het nie. Maar as jy dit reg kry om die persoon saam met wie jy groot geword het kan oortuig dat jy die redder van die wêreld is, dink ek dit spreek nogals van self. En Jakobus is eintlik besig om 'n brief te skryf, en Jakobus is nie hy's nie die tipe ou wat vir jou 'n mooi ding gaan sê en dan uitkom by die ding later en vir jou half 'n inleiding gaan gee, en dan hy lei jou so 'n bietjie om die bos. Jakobus spring weg met 'n brief, en julle by vers 2 lyk dit of Days of Our Lives op sy klimaks is. As jy lag, dan weet ek jy's ouer as 40. En amper sê ek in Days of Our Lives. En Jakobus skryf hierdie brief, hierdie ongelooflike brief. En in hierdie brief wat hy geskryf het, wil hy so 'n klein bietjie perspektief gee vir mense wat Jesus volg, maar ook mense wat vervolg word. So mense wat weet wat dit is om in 'n situasie van pyn te wees, wat weet wat dit is om vervolg te word, wat in 'n situasie van seer is, dalk in hulle verlede is daar verlies. Hy is heeltemal bewus van wat in hierdie mense se lewens aangaan. So as hy die brief skryf, dis nie 'n hoe kan ek sê 'n supergelowige wat sonder konteks 'n brief aan mense rig en sê maar hiersoos wat julle moet doen nie. Hy skryf hierdie brief en hy verstaan presies waar hulle self bevind. Want hy bevind homself in dieselfde situasie. En hy skryf hierdie brief en ons spring letterlik weg van vers 2 af. Sê hy, my broers en susters, wanneer julle in allerlei beproewings beland. Nou hierdie woord beproewings verwys na 'n klomp goeters in die Grieks, sê dit alle tipe kleure van beproewings. Dit is van groot beproewings tot klein beproewings, van baie seer tot min seer, van verlies tot regtig hartgebrokenheid. En kyk, ek het nie regtig die Grieks nodig om dit vir jou te vertaal, as jou oupa dit op 'n baie beter manier kon sê. En skus vir die woord wat ek nou gebruik, ek het hierdie woord vir my seentjie, my dogtertjie geleer, want ek het nie geweet wat se gepaste woord om hulle te leer nie. Maar terwyl jy potty train, is daar sekere keywoorde wat jy nodig het om aan te dui dat sekere goed moet gebeur, en die woord wat ek nou vir my kinders geleer het was poef geweest. Ek weet nie of dit okay is nie. Maar ek weet nie of jy oupa al hierdie gesê het nie, maar 7 soorte poef. Dis ek hoop die woord wat hy gebruik het, gaan spat of gaan gebeur, en jy het nie nodig om die Grieks eintlik te hoor om te sê maar hierdie gaan nou moeilik raak nie. Hierdie is chaos en hier is 'n klomp goed wat besig om af te speel nie. En toe hierdie brief skryf, was dit vir alle soorte. Ek ken, nee, moet te veel aandag aan dit gee nie, maar ek ken 2 soorte. 7 soorte is verskriklik baie. Maar ek gaan nie nou te veel daaroor uitbrei nie, maar Jakobus skryf hierdie brief en hy sê vir hulle, julle, of dit nou is dat jy die oggend opstaan, jy's besig om koffie te maak, jou koffiebeker val, hy breek. Jou kinders wat baie jonk is, staan op, huilend, skree vir jou op 'n dag wat jy die belangrikste gesprek met jou baas moet hê oor verhoging, want wat 'n ander belangrike gesprek kan jy hê? En hulle skree en hulle huil, en so is jy op pad om hulle reg te kry. Jy kry hulle weer terug in die bed en alles okay en jou vrou is reg en jy probeer vroeg uitkom, en soos jy op pad is kar toe, trap jy in die 7 soorte, en dan is jy by die kar in en
jy het nie geweet jy het in die 7 soorte getrap nie, so nou is dit tussen die klats en die mat en jy begin dit ruik en soos jy uitry voel jy, maar die wiel is pap en jy het nie nou tyd eintlik om op te ruil nie, so jy klim in jou vrou se kar en daar's nou 7 soorte daarin en soos jy uit en soos jy by die kerk aankom, ek sê nou kerk, dit kan enige plek wees en jy's nou in vir hierdie belangrike gesprek. Soos jy instap, per ongeluk stomp jy die koffiebeker oor die persoon wat die verhoging vir jou moet gee uit. Weet nie of julle al so daar gehad het nie. Miskien oordryf ek so klein bietjie. Met die koffiebeker wat gebreek het. Ek weet hoe belaglik is dit nie. Maar miskien het jy al so 'n dag gehad waar jy net gevoel het niks werk nie. Maar Jakobus skryf nie net vir mense wat hierdie ervaar, behalwe as dit die geval is en jy toe nie daai verhoging gekry en ek genuen jammer. Maar miskien skryf hy hierso vir alles tipe seer. Vir die tipe seer wat jy ervaar het toe jy klein was, jy het iemand dalk naby aan jou verloor, jou meisie of jou kerel het besluit dat julle nie meer goed is vir mekaar en julle is uit. Die tipe seer waar jy sien man, 'n pa en 'n ma is geskei en iemand is gediagnoseer met kanker of daar's 'n pyn binne jou wat jy net nie kan beskryf nie. Jakobus skryf hier en hy sê, my broers en my susters, wanneer julle allerhande, soos in allerhande beproewings beland, hoor wat sê hierdie ou? Nou. Moet julle eintlik baie bly wees? Ja, dis my reaksie ook gewees. Ek was soos hierdie kon nie reg vertaal wees nie. Gaan kyk na die teks en hang so 'n bietjie rond en ek dink by myself, bly wees waaroor? So jy het 'n dag gehad waar jy letterlik kan sê, maar hierdie is een van die tafste dae van my lewe. Raai wat sê Jakobus? Wat 'n dag! Wees bly daaroor. Nou ek weet ons het almal daai een irriterende ou op skool gehad wat julle in plaas van die afprobeer moet ons almal nou werk en dan sal ja, een nou, yes. Ja, ek hoop nie Jakobus was daai ou gewees nie. Ek som hom nie op as daai ou nie. Maar Jakobus is soos maak nie saak wat in jou lewe afspeel, wat se pyn, wat se verlies, wat se seer jy ervaar nie. Wees baie bly daaroor. Ja, ek dink dit is maklik om die boot te staan en die boodskap te gee en te sê Jonathan. Easy to say. Maar ek dink jy ken my situasie nie, ek dink jy ken my omstandighede nie. Ek dink jy is heeltemal bewus van waartoe ek gaan nie. En ek het net gedink om toe te gaan en 'n lys te maak. 'n Lys te maak van 'n paar goed wat ons deur net fight en hierdie is nie 'n lys om soos te sê ons is al deur die tafste of enigiets nie, maar net 'n lys rondom dat die ou wat vandag die boodskap gee nie net die boodskap vir jou gee omdat ek vir jou sê hierdie is iets wat ek 100% toepas of noodwendig dink dat ons almal nou moet inval by wat Jakobus sê en want ek is wel bewus van wat hy hier skryf. Dis nie noodwendig 'n maklike taak om te verrig nie. Maar ons huis en ons familie en ek en my vrou ons is al deur verslawing om te sien hoe iemand al verslaaf is van skool af regdeur. In sy 40's 3 vrouens gehad, 6 kinders, ken nie een van hulle nie. Ons is by 'n plek waar ons egskeiding al gesien het. Ons het depressie, bipolariteit al ervaar. Persoonlike aanval toe ons jonger was. Anonieme aanval, mense goed invul en klagtes gee en jy moet 'n gesprek hê in 'n boardroom daaroor. Kanker, molestasie en die dood van 'n broer. En die dood van 'n pa. So, toe Jakobus hierdie skryf, dink ek, en ek kyk na hierdie lys, toe begin ek besef dat hierdie nie die ding is wat ons net so vinnig gaan oorhardloop vanaand en sê, okay, so julle kom ons sluit net gou die diens af, wees bly oor elke soorte wat oor die lewe kom nie. Hierdie is die tipe boodskap wat ek begin besef het, dieper in elkeen van ons lewe insyfer, en as jy nog nie daar was nie, hierdie is een van daai wat jy moet dalk die preeknoot af saam met jou vat en in jou sak bære vir een dag. Hierdie is een van daai wat jy by jouself moet hou en sê, maar eendag, wanneer ek voel, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, hoop ek, hierdie is 'n boodskap wat jy kan uithaal, en dink aan Jakobus en die woorde wat hy geskryf het.
So hoe presies en hoekom op aarde sal ek bly wees oor my pyn? Wel Jakobus sê daar's iets wat ek en jy weet. Nou as ek gewonder het waar op aarde Driekus Du Plessis die woorde gekry van hulle weet nie wat ons weet nie. Jakobus sê dieselfde. Hy sê hulle weet nie wat ons weet nie. Ons wat ons geloof vas in Jesus maak, wat hom volg en weet dat hierdie die redder van die wêreld is, die God van die heelal. Daar's iets wat ek en jy weet en glo my ek is altyd baie keer die laaste een in die kamer om op te vang by hierdie goeters, maar Jakobus sê hierdie is iets wat jy dalk nie weet nie, maar jy gaan nou dit weet en hy sê dit in Jakobus van vers 3 af 1 tot 3. En hy sê julle weet mos wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dat jy kan volhard. Julle moet egter eintlik volhard, dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Jakobus skryf hierdie brief en hy sê, so hier's eintlik wat ek wil julle moet besef. Die Here het jou so ongelooflik lief. Maar jy wat jouself vind in 'n situasie van pyn en van seer, jy mag dalk vra maar hoe op aarde het ek hier beland? Maar ek wil eers begin deur vir jou te sê, die Here was nie die oorsaak van hierdie nie. Maar hy is dalk teen wat dit toegelaat het. En ek weet dis 'n moeilike ding om te sê, veral as jy so 'n bietjie na my lys gekyk het. Is hoe op aarde kan dit gebeur? En weer eens, dis 'n boodskap vir 'n ander dag, want vrye wil is betrokke en sonde is iets wat in die wêreld ingebring is, maar ten spyte daarvan kan ons na hierdie kyk en ons sien die resultaat van hierdie is ons kom by 'n plek waar ons niks kort kom nie. Waar ons lewensdoel, waarvoor ons geplant is, niemand wat hier sit van ons sê maar ek wil nie by my lewensdoel uitkom nie. Of jy sit vanaand of jy glo of nie eers glo nie. Of jy oortuig is dat Jesus die mens, die seun van die redder van die wêreld is, kan ek jou waarborg dat hierdie raad wat Jakobus gee, iets is wat jy saam met jou kan vat en jou perspektief gaan verander. Jakobus sê, hier's wat ek en jy moet besef. Is vir ons om by daai plek uit te kom, met ons nodig om in 'n proses betrokke te raak. Waar ons so klein bietjie aan ons gewerk word. En ek is mal eintlik oor hoe hierdie vertaling om sê, want in die Afrikaanse vertaling, die 2020 vertaling, dan sê julle moet volharding, moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in geen opsig tekortskiet nie. Nou ons het 'n baie negatiewe konnotasie wanneer dit kom met, ja maar, jy moet deur toetse gaan om by 'n plek uit te kom van volharding, maar ek wil eerlikwaar vir jou sê, ek is so dankbaar dat die ou wat die vliegtuig vlieg van ek vlieg, sy toets deurgekom het. Maak nie saak hoe moeilik daai toets was nie. Want jy wil nie jouself vind in 'n situasie waar jy nie 'n toets geskryf het om by daai situasie uit te kom nie, want kom ek sê vir jou, dis scary. En hier is Jakobus en hy sê, hier's wat ek wil jy moet besef. Dat volharding, niemand van ons, wanneer ons kyk na volharding, niemand van ons staan terug en sê maar, wow, die persoon waarna ek werklik opkyk, het nie daar uitgekom deur volharding nie. En Jakobus skryf en hy sê, hier's wat ek wil hê julle moet besef. Dat ek besig is in 'n proses. Baie van ons kyk na die proses en ek is okay daarmee om 'n bietjie gebrek te hê. Ek is okay daarmee om so 'n bietjie skeef te loop en nie totaal en al gesond te wees nie. Ek is okay daarmee. En as ons kyk na hoe die proses is, hoe ons kom by die plek wat ons graag elkeen wil wees, besef ons dis nie 'n maklike taak nie. Maar hier's 'n beeld wat ek eintlik vir jou wil gee rondom hoe hierdie werk, en toe ek hierdie beeld ervaar het en gesien het, toe dit nog ons my prentjie geskryf. Ek weet nie of julle bewus is van een van die beste kunstenaars wat ooit geleef het nie, Michelangelo. En hy was iemand wat met marmer gewerk het en beelde gemaak het, statues gemaak het en hierdie is een ongelooflike, hoe kan ek sê, kunstenaar wat van die wêreld se beste kuns daar ooit gemaak het. So ek het 'n statue gekry wat hy al gemaak het, de David is die beeld se naam en daar staan Dawid en glo my, ek weet jy hoef nou nie regtig 'n kunstige mens te wees om te dink dat dit lyk redelik impressive. En mense van reg oor die wêreld kom om hierdie te sien. Dis nie bad nie. Nou, miskien sit jy nie en dink dalk, Jonathan, ek het my 7-jarige kind al sien 'n baie mooier ding maak uit klei uit. Wel, ek is baie bly want daai is nie uit klei uit gemaak nie. Maar een van die ook welbekende een is wat
wat Michelangelo gemaak het, is The Awakening. En hoekom ek hierdie twee wys is, die een is volmaak en compleet en die ander een is nie. Die ander een lyk soos 'n persoon wat besig is om te ontwikkel en uit te kom en op te staan, maar is nie noodwendig heeltemal reg nie. Nee, is wat ek wil hê jy moet begin besef. Toe hulle vir Michelangelo in 'n onderhoud vra, maar hoe is dit dat hy hierdie ongelooflike kunststukke bymekaar kry? Praat hy en hy sê, ek hoef nie hierdie kunststuk te skep nie. Ek hoef nie hierdie kunststuk te maak nie. Die kuns is klaar binne die marmer. Al wat ek nodig het is om hom uit te bring. En die goed te verwyder wat besig is om hom en vas aan hom te klou en te verwyder wat nie goed is nie. Weet julle hoe kry enige kunstenaar dit reg om die marmer te vorm in hierdie ongelooflike beelde wat mense van reg oor die wêreld toer om te sien? Met 'n hamer en 'n bytel. Nou, ek hoef nie 'n marmer te wees om te sê, dit klink nie lekker om aangetik te word die hele tyd met 'n hamer en 'n bytel nie. Maar wat is die gebede van gelowiges oor die algeheel? Here, baie dankie vir die dag, maar asseblief verwyder die hamer en verwyder die bytel. En mag vandag 'n baie goeie dag wees en ek meen, Here, seën my kinders en seën my ouers en van ons gaan so ver om te sê seën my onderwysers. Maar Here, asseblief verwyder net die hamer en die bytel, want dit waarmee u besig is en die swaar en die seer en die getik is nie noodwendig lekker nie. Iets wat ons moet besef is daar's 'n volmaaktheid. Daar's 'n volwassenheid. Daar's 'n iets sonder gebrek. 'n beeld na Christus binne elkeen van ons. En as ons die gebed bid, ons sê maar Here, vorm my, glo my hy gaan jou vorm. Glo my die Here kan alles gebruik tot eer en glorie van sy naam en sy naam alleen. En daarom moedig hy ons aan en hy sê maar, laat my toe om die kunststuk, die sonder gebrek, die volmaak, die volwasse gedeelte van jou uit te bring. En dat jy as 'n kunststuk kan staan voor hom. Ons is so vinnig om net die hamer en die bytel te wil verwyder. Maar hoe presies aanvaar 'n mens hierdie? Hoe aanvaar 'n mens die pyn om te sê maar okay, ek's okay met hierdie, ek is fine om deur hierdie te gaan. Jakobus skryf verder en later in vers 22 en 25 en hierdie is so 'n gepaste gedeelte en asseblief hoor my mooi, hierdie gedeelte is amper die sleutelgedeelte. So as jy eerste gedeelte van die boodskap gemis het, jy kan dit inlê hier van vers 22 af en jy gaan okay wees. En hy sê die volgende: julle moet mense word wat doen wat die woord sê. En ek dink hierso is ek seker een van die skuldigste as dit kom by hierdie. Is ons hoor so baie in die woord, of dit nou op 'n Sondag is, of dit nou daagliks in 'n tyd is van waar jy tyd saam met die Here spandeer, waar die Here sê maar wees meer soos ek. Gaan en gaan bid, maak jou deur agter jou toe. Maak jouself vol met die woord. Moenie skinder nie. Moenie egbreek pleeg nie. Moenie vloek nie, moenie dit nie, moenie daai nie. Jakobus sê maar luister, soos jy die situasie van jouself ervaar van seer, van pyn, daar's chaos om jou en jy is heeltemal seker nie, maak seker jy kom by 'n plek uit waar jy doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg jy jouself. Julle sal saamstem, as jy heeltyd net na die woord aanhoor en dit nooit doen nie en doen wat dit sê nie, is dit so goed, jy kyk na jou gesig in die spieël. Sonder om iets aan jou voorkoms te doen. Jy bekyk jouself, gee pad en vergeet wat jy gesien het. Maar as jy egter verdiep in God se volmaakte wet, die wet wat 'n mens vrymaak, en jy doen wat die wet sê en jy vergeet nie van wat jy gehoor het nie. En as jy net konteks het vir wat hierdie wet is Jesus kom op en hy som alles op in een ding. Hy sê jy moet jou God lief hê
Met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste lief hê soos jouself. En van daar af kan ons uitbrei en sê maar uit daai 2 wette is die 10 die 10 gebooie en so kan 'n mens aangaan na 'n klomp wette wat belangrik is en mens moet volg en al hierdie goeters. Maar hier is die ding waaraan ek en jy moet vashou. En hy sê as jy op daai plek kom en jy doen wat die woord sê, dan kan jy God se seën verwag op dit wat jy doen. Dan kan ek en jy by 'n plek uitkom waar ons besef dat die seer en die pyn en dit wat ek en jy ervaar, waar ons self baie keer die konstant die vraag vra, maar Here, hoekom? Sê Jakobus, ek skryf hierdie sodat jy moet besef dat as ek en jy nie by 'n plek uitkom waar ons leef wat die woord sê nie, gaan ons altyd onsself vind in hierdie situasie. 'n Goeie voorbeeld is die Israeliete, die Here stuur hulle van Egipte af na die beloofde land toe, wat eintlik maar 'n jaar moes gewees het, verander in 40 jaar en hoekom? Hulle het net nie gedoen wat die Here vir hulle gesê het om te doen nie. So eintlik wat besig was om te gebeur is, hulle was net besig om hulle tyd te verleng van beproewing, van seer kry, van swaar. Want selfs in die seerste seer kan die Here hierdie gebruik om 'n meeste stuk uit jou en my uit te bring. So 3 praktiese goed hoe ek en jy net eenvoudig, en ek gaan vinnig deur hulle hardloop, 3 eenvoudige goed wat ek en jy kan doen om hierdie uit te loof. Eerstens is vra. En ek dink ons het 'n siekte as Christene, en hierdie siekte is elke keer as iets sleg met ons moet gebeur, iets eenvoudig dalk, iets wat ek en jy na kyk in 'n situasie en ons sê maar, Here, hoekom? Here, hoekom ek? Here, hoekom met my? Moet ons daai vraag begin verander na, Here, waarmee is U besig? Net daai vraag alleen gaan jou perspektief skuif waarmee God besig is in jou lewe. En dan die pyn en die seer en die lyding wat jy ervaar, kan ook vinnig verander word in 'n kunststuk wat die Here mee besig is. Die tweede ene wat ek en jy moet doen is vertrou. Dit is baie maklik weer eens om net te sê vertrou, en wanneer ons praat van vertrou, wat beteken hierdie tipe vertroue? Is weer eens ons word so maklik gekondisioneer dat wanneer jy in 'n situasie is wat moeilik is, om dadelik te skuif en te sê maar dis hierdie persoon se skuld of daai persoon se skuld, en eintlik wat ons in daai omstandighede die beste kan doen is om te sê maar Here, dankie dat U saam met my hier is. En in daai omstandighede te vertrou dat die Here jou het. Want net as jy daai einsig in jou gedagtes het en in jou geheue het en jy weet die Here gaan jou hê, hy gaan jou vang, maak nie saak waartoe jy beweeg nie. Mense kan deur ongelooflike pyn gaan om by 'n resultaat uit te kom wat hulle soek. Goeie voorbeeld is iemand wat vir 'n marathon probeer hardloop. As jy nog nooit 10 kilos gehardloop het nie, jy gaan hardloop gou 'n marathon. Dit gaan nie goed wees nie. Is daai tipe pyn, is nie pyn wat jy graag wil hê nie. Nog erger as jy sê, okay, maar ek het nog nooit 5 kilos gehardloop, kom ek gaan hardloop die Comrades. Maar dis iets wat ek en jy bou, soos wat ons aanhou werk, en mense is bereid om deur pyn te werk, om by 'n plek uit te kom waar hulle daar kan wees. Die een woord wat hierso gebruik word in die teksgedeelte van Jakobus, hy sê maar, ek en jy kan volmaak en sonder gebrek wees, is ons kan sterk word onder die tension waaronder ons geplaas word. En 'n goeie voorbeeld natuurlik vir my is, as jy Olimpiese spele kyk en jy kyk na Olympic lifting, die gewigte wat daai mense bo hulle kop hou, is belaglik. Baie keer as ek daarna kyk, dan dink ek, iewers gaan 'n skouer gaan, of 'n heup gaan kraak, of iets. Maar daai mense kan onder soveel druk funksioneer. Hoekom? Want hulle het geleer om te vertrou in die proses, en te weet waantoe hulle werk. Mense kan soveel pyn vat, as hulle weet wat aan die ander kant staan. Maar wat doen ons? Is ons leen ons ore uit, en ons leen ons gedagtes uit, om eintlik maar na 'n plek toe te gaan waar ons nie vertrou nie. Ons toelaat dat die wêreld vir ons 'n ding heeltyd spin van, nee maar, jy moet goed behandel word, en jy moet altyd reg wees, en jy moet altyd op 'n plek wees waar jy okay is.
Maar dit het nooit gegaan oor my en jou nie. En Jakobus probeer in die brief skryf, dit gaan oor baie meer as dit. Die derde enetjie is val. En hoekom hierdie spesifiek die woorde is wat hy gebruik is, vra, nie noodwendig die vraag, maar hoekom ek nie, maar waarmee is hy besig? Vertrou dat in hierdie proses die Here besig is om jou te vorm in die karakter en beeld van Jesus. En val, dat wanneer ek en jy die seerste en die slegste ervaar van lewe, ons op 'n plek sou kom ons God se goedheid kan ervaar. En waar hy besig is, dat hierdie iets is wat ek en jy nie moet mis in ons lewe nie. Dat in 'n proses waar ons almal streef na die dag wat jy trou, of die dag wat jy die kar kry, of die dag wat jy die huis koop, of die dag wat jy hierdie beleef, kan ek jou waarborg dat as jy nie in die proses geleer het om te weet wie God is en sy goedheid te sien en te ervaar selfs in die slegste nie, kan ek jou waarborg dat selfs in die piek van jou beste dae van jou lewe, gaan jy wonder, maar is dit nou al? Charles Spurgeon skryf hierdie woorde en is ongelooflik mal daaroor. En ek dink vir elkeen van ons wat hierso is vanaand wat pyn en lyding ervaar, hoop ek hierdie woorde bemoedig jou. Hy sê, I've learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Nou wat hy eintlik hier skryf is, hy het geleer om te embrace. En ek is wel bewus daarvan, dat elkeen van ons wat hierso sit vanaand, pyn het, en seer het. Maar hier is iets wat ek jou weer eens net wil aan herinner. Daar is 'n plan met jou pyn. En ek dink dit breek my hart verskriklik, want net voor hierdie ontvang ek 'n boodskap van vriende wat se harte geskeur is. Want hulle is besig om deur 'n egskeiding te gaan. En die dynamics is verskriklik, want dis die mooiste familie. En hoe sê mense vir hulle, wees bly. Klink belaglik. Maar Jakobus probeer vir ons hierso sê, maak nie saak wat jou verlies in jou verlede is nie. Maak nie saak wat die situasie van seer is waarin jy jouself bevind nie. Maak nie saak wat die pyn wat jy mee dra en in jou hart op mee rondloop nie. Die Here het 'n plan daarmee. En daai plan gaan wees om eer om toe te bring. Dat die bietjie pyn wat jy ervaar 'n hoop sal wees vir mense wat dit wel nodig het. Een van die seerste pyne wat ek dink ervaar moes word en ons het so iets nou die dag beleef, is Stefanus wat moes sterf. Die eerste ou wat moes sterf vir Christus. En ons sien ons 'n herlewing van mense wat draai na Christus toe. Wat besef dat die God van die heelal, die groot almagtige een wat die lewe gee, die antwoord is want hulle was bereid om daarvoor te sterf. Charlie Kirk. Dit is nou 'n rukkie terug, maar ek dink myself net daaraan. Iemand wat bereid was. Nie dat hy daai pyn gekies het nie, maar daai pyn is besig om soveel mense te draai na Christus toe. Moet nooit dink dit wat jy nou gaan is per ongeluk nie. Dat selfs in hierdie seisoen, selfs in God se tydsberaming, gebruik hy hierdie om mense wat daar buite is, wat hom nodig het, hoop te gee. So vra, Here, waarmee is jy besig? Vertrou en ek weet, en ek is oortuig daarvan, dat die Here in elke omstandigheid, in elke situasie besig is om te werk. En val teen die Rock of Ages. Hy sal jy altyd vang, ek kan jou waarborg. Is nie nodig om weg te stap nie, is nie nodig om weg te loop nie, val in sy goedheid in. En hy sal jou vang. En daar is 'n plan met jou pyn. Ons laat dit so. Here,
Jakobus hierdie skryf, wonder ons baie keer, was hierdie ou heeltemal mal gewees. Om te sê, maar allerhande beproewings, maak nie saak hoe swaar, hoe hard, hoe seer nie, wees baie bly. Want Here, in 'n omgekeerde wêreld wil U ons regop draai en vir ons wys dat selfs in hierdie proses U die vermoë het om 'n storie om te kan draai en 'n storie te kan laat seëvier en dat U besig is met elkeen van ons en ons sit ons vertroue in die Here. En ek bid so vir elke persoon wat hier binne sit wat daai pyn ervaar, daai seer het. Here, kom raak hulle aan. Here, mag hulle vra waarmee is U besig en Here, mag hulle net ten minste weet U is elke tree by hulle. Dankie Here dat ons dit soos ons hierdie gebed bid kan voel. Die teenwoordig is. Dan Here, bid ek so vir mense wat hier sit vanaand en dalk nog nie eers die besluit gemaak het om te sê, maar Here, ek plaas my volle geloof in U nie. Here, terwyl elkeen van ons se hoofde gebuig is, terwyl elkeen van ons die geleentheid het om hierdie besluit te kan maak en te sê, maar die pyn waarvan ek, die pyn hoekom ek dan van God af wil wegdraai, wil ek nou juist na Hom toe draai. Here, het ons hierdie geleentheid. Te sê, maar ek plaas my geloof in U. Die Verlosser. My God. En as jy sit en jy wil graag daai besluit maak, kan jy almal se oë toe, kan jy net jou hand opsteek en sê, maar Here, ek maak 'n besluit. Jy sê ek volg U. Here, dankie vir elke hand wat opgaan. Dankie vir elke hand wat besluit, Here, ek volg U. Plaas my geloof in U. Here, dankie dat ons hierdie oomblik kan vasvang en sê, maar Here, U is goed. En hierdie is nie 'n boodskap wat U van ons net verwag om uit te leef nie. Hierdie is iets wat deel is van ons. Dat gelowiges met pyn kan rondloop en nog steeds erken en weet dat U besig is en dat U goed is. En Here, hierdie is 'n boodskap wat U self uitgeleef het. En Here, dit was nie eens nodig nie, maar ons sê vir U dankie. Dit is 'n gevolg daarvan. Net die feit dat ons geloof in U kan plaas, verander dit alles. So dankie vir Here. Mag ons weer eens onsself herinner dat daar is 'n plan met ons pyn. In Jesus naam. Amen. So weer eens, ek wil jou prakties uitdaag met daai 3 goed. As jy in 'n situasie is, vra, Here, waarmee is U besig? Vertrou en weet dat die Here weet wat hy doen en hy is besig om jou te vorm na sy beeld. En vertrou, want hy het jou en hy sal jou altyd hê. Mag jy 'n geseënde aand hê en ek wil jou regtig aanmoedig, as jy vanaand gebed nodig het en jy wil net met iemand praat of met iemand gesels, ons wil regtig met jou gesels. Ons is hier juis en ons doen hierdie want ons is hier om elke liewe persoon wat bywoon en graag wil gesels en graag deur iets wil werk, ons wil jou help en ons wil hierdie doen vir jou, saam met jou. So as jy iets ervaar en jy wil graag saam gesels, ek en Tommy gaan hier wees en selfs Janko glo ek gaan ook hierso wees en van ons ander predikante gaan hier wees. So ek wil jou regtig vra, as jy wil gesels, asseblief moenie net ry nie, kom gesels met ons wil graag met jou gesels, saam met jou bid, saam met jou deur hierdie werk. Maar as dit jy is, hoop ek jy het regtig ongelooflike geseënde aand. En dat hierdie boodskap jou sal bemoedig vir die res van die week. Moenie volgende week mis nie, die oggenddiens, ons gaan aan met ons reeks, mense glo oë vir ore, en dan volgende week Sondag aand is 'n baie spesiaal diens vir ons as 'n gemeente, waar ons graad 7's verwelkom in die tienerfase in. Mag jy 'n geseënde aand hê. Blessings.